Goeiemôre, good morning. Dis so skuins na 7 en dis nou tyd om sport te gesels en ek weet my arme kollega Arnold, hy het omtrent die sweet van sy voorkop afgevee wat ons wou so graag gesels met minister Rathbone, soos ek hulle altyd sal noem, oor die Vodacom Bulls en so aan, maar lyk is die koneksie so 'n bietjie swak daai Dublin uit. Ja, blykbaar het die ure nie hulle telefoonrekening betaal of iets in daai lyn nie. Ek hoop hulle vergeet 'n paar ander dinge ook. So jammer daaroor, dis ongelukkig een van die dinge. Tegnologie is nou seker iets wat gebeur wat jy nie altyd kan beheer nie. Ja. Kom ons hoop hulle beheer dinge beter Saterdag. Ons sal daarby kom. En net om vinnig in te chip, as dit Saterdag goed gaan, dan weet ons kan sommer met hulle gesels hier in studio. Dit sal soveel beter wees. Baie beter. Ek stem. So groot nuus natuurlik vandag is die Proteas se vuurdoop in Lords in Londen, wanneer hulle in aksie is teen die verdedigende kampioene Australië in 'n kragmeting met baie geskiedenis op die spel. Dis nie net sommer 'n wedstryd nie, want dit is 'n blywende dikwels bitter wedywering van cricketondersteuners en die twee spanne natuurlik. Maar hier's 'n interessante ding. As jy nou vir voormalige Protea vinnige bowler Makaya Ntini vra, wat sou hy sê oor hierdie wedywering tussen die Proteas en die Aussies? En ek haal hom aan. Hy sê, ek het nou baie mense gehoor wat sê dat die Proteas in die koppe van die Aussie spelers moet inklim en hulle moet ontstel en probeer om hul konsentrasie op die venster uit te gooi. Maar dis nie hoe hy dit sien nie, sê hy. As 'n bowler het ek nog altyd geglo dat die cricketbal die enigste ding is wat moet praat en vir die cover moet jou kof die enigste ding wees wat praat. En so moet 'n back praat. Dit is interessant, né? Want jy kry mense wat sê maar doen die chirping en doen die sledging. Maar ek wonder soms of dit nie beter is om net niks te sê en net te speel. Net te speel. As die Aussies wil chirp, laat hulle chirp. As hulle wil sledge, laat hulle sledge. Ek wonder altyd, dit is so 'n interessante scenario daai. Ek dink los vir die skare. Jy weet, ek dink die skare is aggressief genoeg. Jy weet so. En daarbey saam sou ek aanneem, omdat dit die lang geskiedenis is met die bleekbene en die Aussies en die asse, dat daar baie wedywering van die skare sal wees. Jy laat my nou eintlik dink 92-93 toer Australië toe. Ek was saam op daai toer en in die tweede toets in Sydney. Daar onder by Forex Castlemaine Corner het een van die Aussies 'n bevrore hoender na Pat Simcox gegooi. Ag nee. Nou wonder ek net altyd vir 'n begin, hoe kry jy 'n bevrore hoender in by 'n sportstadion? Ja, net in dalk net in Engeland. Had the chicken cross lords. It was thrown at him very fast. It was very fast. It was supposed to be the chicken sandwich, but Formule 1 het gister bekend gemaak dat hulle 'n nuwe skedule het vir 2025. Daar gaan 2 wedrenne in Spanje wees, in Madrid wat 'n straatbaan debuut gaan maak daar, maar Italië se Imola is nie meer op die skedule nie en dit het van die 24 ronde kalender afgeval. Melbourne se Aussie Grand Prix sal weer die seisoenopener wees op die 8de Maart en dan China se Shanghai baan 'n week later en dan is daar 'n nuwe era met Cadillac wat toetree tot Formule 1 volgende jaar. En dit kan baie interessant wees. Monaco sal die eerste Europese ronde op 7 Junie wees in datums ruil met Kanada, wie se wedren in Montreal na die 24ste Mei skuif en dan Miami op die 3de Mei volg daarna. Ja, ek het nog 'n voorstel, né? So met ander woorde is ou se pa te verwys na 'n straatrenbaan. Ek dink ek is Johannesburg nog reg vir 'n monster truck. Jy weet, tipe dit kan interessant wees. En jy kry die taksies om om skoon te ry voordat hulle kom. Ja, sorg dat die gaspype goeders reg is, dat die pad nou nie weer ontplof nie. Net so vinnig, was jy al by Formule 1? Ja. En dit is seker my eerste een toe ek was 6, Pieter, toe my pa my gevat maar jy kan dit seker onthou soos gister. Dit is so, inderdaad. 'n bucket list. Ja, dis een van jy beslis moet doen. Laastens 2 SA afrigters wat betrokke is in die Verenigde Rugby Kampioenskap deur Vodacom in Saterdag se eindstryd. Maar bil afrigter sê Jacques Nienaber in sy insigte wat hy het. Hy sê daar word nou soveel ontleding gedoen en soveel intellektuele eiendom gedeel dat jy nie mense in die kring nodig het om te weet wat mense doen nie. Jacques moes na ons spelers kyk toe hulle in 'n nasionale opset gekies het, maar jy weet, ons mag dalk dinge verander. Dis die mooi ding van sport. Ons sal dalk 1 of 2 dinge moet verander, wetende dat hy weet wat ons gaan doen. Maar soos Driekus du Plessis sê, het jy gesê, miskien weet ons wat hy weet, maar hulle weet nie wat ons weet. Vat ons alweer. Beautiful. Maar kan jy nie dink die strategie wat die ouens het in beide kampe nou, nee, want hulle ken mekaar so goed. Presies. Nee, presies. En die interessante ding is as jy iemand ken wat jy saam mee gespeel het of afgerig het, jy weet as hy die bal kry, die eerste instink is om die bal te vat en regs te gaan. Nou moet jy in jou eie spelers in Jake se geleentheid in hulle koppe inkom en sê jy gaan nie regs nie. Jy gaan links vir 'n verandering. Ja, interessante klein goedjies wat die ander span verwag wat jy dan anders doen.
Daai regterbrein laat bietjie begin dan dink. Dit is Presies, eintlik dit. presies. Maar ek meen die ding is nou al reeds aan die gang. Die wonderlike ding vir my hiervan was uit die 4 semifinale, die halfeindstryde, was al 4 as dit ware Suid-Afrikaanse afrigters. Ek kan nou maar argumenteer oor John Plumtree, maar ek meen John is meer as 20 jaar hier in Suid-Afrika. Ja, verseker. Die interessante ding daarvan is jy moet jouself die vraag afvra, is dit Rassie Erasmus se invloed wat van daarbo afkom en almal op 'n ander manier laat dink aan afrigting. En nou wonder ek selfs in jou deel van die wêreld, in die vermaaklikheidswêreld en in besigheid, is daar so iemand in jou deel van die wêreld wat so lei en wat so inspirasie is en so 'n mentor is dat ander mense begin volg. Ja, jy weet ek is ons my Rassie in finansies. Ek hoor jou. Sorry. Rassie. Wys dit maar net so vinnig. Ek weet julle is nou nie een Vodacom Bulls ondersteuners regtig soos wat julle Ek is hierdie naweek. Ja. Ek is hierdie naweek. So wat dink julle, hoe lyk die kans en sou jy 'n prediction maak? Ek dink dit gaan taai wees, gaan baie moeilik wees, maar dit gaan 2 of 3 punte wees. Dit kan selfs 'n Springbok squeaker wees. Ja. Thanks. Ek weet nie, dit hang seker maar af wie op die bank gaan sit weer eens en wat so 'n kombinasie gaan hulle daar doen, maar ek is daai ou wat in my line gewees. Ek dink die bulle gaan hom amper net nie vir my deurtrek nie. Hy het 'n bietjie opgebreek daar, nog 'n tegniese probleempie. Ek is seker julle het nie daai netjie gehoor nie. Dankie Annie. Dankie Tuis dat ons bietjie kon sport gesels. Onthou, jy kan al hierdie gesprekke van ons ook later op die YouTube kanaal gaan beloer. Net hierna gesels ons met Anton Meiburg oor sy nuutste enkelsnit en ek het nog 'n interessante storie oor hom.